Hallo en welkom. Jy is ingeskakel op Net Gesels saam met my Sarah Jane, waar ek elke week 'n kunstenaar so klein bietjie beter leer ken. Nou langs my gaan jy een van die mees bekende gesigte, stemme in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf ken. Hierdie week Net Gesels ek met Robbie Wessels. Hallo en welkom hier op Net Gesels. Hallo Sarah Jane, hoe gaan dit daar? Goed, hoor hierso wat mense nou nie weet nie, is ek en jy ken mekaar nou al eintlik baie lank. Ons is eintlik al deel van mekaar se lewens, al wat nou kort is die braai. Want Ja nee, kyk, absoluut. Nee. Ons het al 'n geselsie gemaak, hoor. Ons het al 'n geselsie gemaak. ja, dit het nou net in die lig gesien nie, maar ek voel ek ken jou al jare, Robbie. Dis regtig, ek voel ek ken jou al jare. Nee, ek hoor jou, ja. En nou laas toe ons gesels het, was ek op so 'n lekker plek daar in die bos. Jy weet, so jy het my op my rustigste vorm gevind. Ek wou wanneer ek vir jou gevra het, was dit darem 'n lekker ruskansie, blaaskansie om so 'n bietjie asem te skep voor die jaar begin? Nee, dit was awesome, hoor. Ek moet vir jou sê, op daai Bosveldplaas kan mens nie anders as om te rus nie. En ek moet sê ek het dit advantage gevat daarvan. Nou, is rus vir jou belangrik as dit kom by 'n work-life balance handhaaf? Nee, absoluut, hoor. Ja, jy weet, ek het nou al vir my so 'n roetine ingesit, jy weet. Jy weet, op maandag doen ek absoluut niks nie. Ek lê net en ek chill en ek kyk 'n movie en ek slaap. Jy weet, want hoe ouer 'n ou raak, hoe korter raak mense asem. Jy weet, veral as dit by traveling kom, jy weet, Ja. traveling kan 'n man moeg raak as jy bietjie ouer raak. Yes, nou is travel iets waarvan jy hou, want ek vra hierdie met die wete, jy het so 'n bietjie van 'n YouTube reeks ook. Julle het so 'n bietjie baie gaan travel, en nie naby nie. Julle was ver, soos in oor die waters ver. Ja nee, hoorie, ons het daar gaan leef, hoor, vir 10 dae. Dit was 'n onvergeetlike ervaring. Ek moet vir jou sê, kyk, en vir daai wêreld is ek baie lief. Holland en België, ek love dit daar. Yes, maar het julle nou gegaan en hierdie hele experience basies op YouTube gaan dokumenteer vir almal om te sien. Julle sit dit episode vir episode uit. Wat kan mense verwag wat nou nog nie gekyk het nie of nuuskierig is om op YouTube te spring en dit te gaan kyk? Man, jy weet, ek dink hulle gaan iets beleef wat hulle nog nie beleef het nie. Veral nie, jy weet, veral nie in Afrikaans nie. Kyk, ek dink daar is baie ouens rondom die wêreld wat seker bietjie gaan bask, jy weet, oor see op die straat en so aan, maar ek dink ons het so half, jy weet, ek weet nie of daar al Afrikaanse mense so iets gaan dokumentêr nie. So vir ouens wat dit gaan kyk, dink ek dit gaan 'n hele nuwe ervaring wees. Yes, ek's mal oor. So enigiemand wat nog nie gaan kyk het nie, gaan spring op YouTube, kyk, dalk leer jy iets, dalk verbaas Robbie hulle jou so bietjie, of dalk is jy soos Jessie. Hierdie is nou insig wat ek nie gedink het ek sou gekry het nie. Nee, absoluut, jy weet, en die hele missie was mos om te gaan geld maak op straat. So vir die ouens wat nog nie gekyk het nie, hulle weet nou nie of het ons dalk miljoene rande gemaak en of het ons dalk niks. Het ons dalk niks gemaak nie. Hulle moet gaan kyk. Okay, maar nou moet ek vir jou vra na aanleiding van dit. Robbie Wessels, as jy 'n miljonair was, sou jy vir die mense gesê het of sou jy net aangegaan het met jou day-to-day life? Nee, ek sou definitief net aangegaan het met my day-to-day life. Ek het een keer 'n video gekyk van 'n ou wat gesê het, as ek vandag 'n miljoen rand wen, sal ek vir niemand sê nie, maar daar sal tekens wees. En onder het hy gesit, sy toebroodjie het 3 stukkies ham opgehad en ek was soos, daar's die teken nou. Ja, nee, dis great. Nou, moet ek vir jou vra, jy is nou al so lank in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf. Ek meen, ek het met jou musiek groot geword. Dit is hoe lank jy al in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf is. Dink jy daar's 'n bietjie van 'n geheim of 'n kopskuif wat gemaak moet word as jy longevity wil hê in jou loopbaan? Ja, ag jy weet, ek dink die eerste ding is mens moet al vir jouself vra, is die bedryf vir jou? Jy weet, en of het mense 'n passie vir dit? Jy weet, want as mense 'n passie vir dit het en so lief is daarvoor soos ek, dan is dit amper 'n lekker proses. Jy weet, want ek dink ja, ag jy weet, die belangrikste is maar net om
om jouself nie half uit te brand nie. Jy moet maar verstaan want ons bedryf is so 'n bietjie anders as die gewone jy weet want mens travel en dit kan jou nogal moeg maak want die entertainment industrie kan mens nogal moeg maak, maar ek dink as mens longevity wil hê, moet mens maar net passievol bly. Ek dink dis maar die ding. Okay. Nou moet ek vir jou vra, dink jy daar's 'n bietjie van 'n miskonsepsie as dit kom by jong nuwe kunstenaars wat dink, weet jy wat, omdat sosiale media nou so groot is en omdat tye verander het, is dit eintlik baie makliker om 'n naam vir myself te maak en dit gaan baie vinniger wees as in die ou dae. Man, ek weet nie, miskien, kyk, ek dink dit is definitief bietjie 'n ander era, jy weet, met social media en ook die feit dat ek dink, jy weet, kunstenaars kan hulle eie musiek en hulle eie loopbane half ran sonder om noodwendig by 'n platemaatskappy te wees. So daar is, ek dink daar's definitief meer opportunities met die hele social media ding, maar tog aan die ander kant is dit nou weer kan dit maklik geflat wees ook as gevolg van die industrie. So die kompetisie is seker nou maar bietjie sterker. Yes, nou jy raak vir my sosiale media aan en nou moet ek gaan en vra want ek is 'n bietjie gaan stalk. Robbie, ek wil nou reg wees vir alles Robbie Wessels. Mense gaan my nou snaaks aankyk as ek nou nie weet wat aangaan nie. Jy's baie aktief op socials, jy neem deel, jy sit gereeld content uit. Dink jy vir julle ouer kunstenaars was dit 'n ding van adapt or die, want jy moes soort van deel word van sosiale media. Dis nie soos jare terug wat jy gegaan het, jy het 'n CD uitgesit, jy het na 'n musieka toe gegaan, jy het jou handtekening daarop gesit vir mense nie. Nou moes dit 'n ding wees van as ek wil hê mense moet weet van my liedjie, guess what, ek moet soort van dit promote op Instagram en Facebook en TikTok. Ja, dit is definitief, jy weet, dit was definitief 'n ding om aan gewoon te raak en ek dink ek besef ook sekere goeters baie keer 'n bietjie laat, jy weet, ek sal vir 2 jaar nog aangaan op die ou manier en dan besef wie wat nee, ek moet bietjie met die tye aanpas, maar vir my was dit was definitief, dit was nie 'n aanpassing, kyk ek het dit nog altyd geniet. Ek dink dit kom af. Dis wat ek ook wil sê, dit lyk nie of dit te ernstiglik die moeilikste ding is vir jou om te doen om die content te shoot en so nie. Nee, weet jy wat, ek dink omdat ek so 'n bietjie in die acting ook in was. Ja. Jy weet, ek het dit gestudeer en acting en lekker love wees was nog altyd deel van my, so ek geniet dit verskriklik. Jy weet, dis 'n hele nuwe deur wat vir my oopgegaan het, so dis vir my groot pret. Yes, dink jy daar's baie ouer kunstenaars wat half soos jy gesê het bietjie laat tot die partytjie opgedaag het of net glad nie en hulle het eintlik so hulpvaardige middel wat hulle kon gebruik het om hulle loopbaan te promote of hulle liedjie te promote net gemis, maar hulle worry ook nie. Hulle sê weet jy wat, as mense my musiek gaan luister, gaan hulle dit luister, as mense nie my musiek gaan luister nie, too bad. Ek dink so ek het al jy weet so 'n bietjie gehoor ook by sekere ouer kunstenaars dat hulle is nie so mal daaroor nie, verstaan, dit is iets wat want dit is werk, dis moeite. Ja, dis nie net fun nie, verstaan, want dis iets waar mens as jy vir 20 jaar jou job gedoen het sonder dit en skielik is dit daar en amper 'n moed, verstaan, is dit dis 'n moeilike ding om aan gewoon te raak. So ja, ek dink seker ek dink dis seker nie vir almal so lekker altyd nie. Okay, maar nou moet ek vir jou vra na aanleiding van dit, dink jy daar's 'n bietjie van 'n shift wat kom in ons Afrikaanse musiekmark in terme van hoe ons musiek ken en wat paar jaar terug bekend was en getrend het wat nou trend in terme van al hierdie veranderinge wat ons deurgaan, AI wat nou inkom. Dink jy daar's 'n bietjie van 'n verandering wat kom in ons Afrikaanse musiekmark? Kyk, daar is definitief, ek wil amper vir jou sê, jy weet, dinge verander op 'n daaglikse manier en ek besef dit, verstaan, as ons weggaan op sulke kampe soos waar ons nou was in die Bosveld, 'n groep kunstenaars en mense begin te praat, dan besef jy weet, hierdie online ding met YouTube en met Facebook en TikTok en Instagram is so 'n groot wêreld wat jy het 'n leeftyd nodig om dit te leer en actually te verstaan. So, jy weet, ja, daar's definitief changes die heeltyd, as ek dit so kan stel. Nou moet ek vir jou vra, nou dat jy so praat oor hierdie lekker rusblaaskans wat julle was met al die ander kunstenaars ook nou, jy was ook tussen 'n klomp jonger kunstenaars gewees. Is dit vir jou lekker om tussen die jong klomp te wees en te sien hoe hulle musiek benader en hoe hulle oor musiek praat, of is jy soos, ek gaan moet verander, ek gaan iets moet anders te begin doen? Dis vir my awesome, verstaan, want in die eerste plek
In die eerste plek is dit vir my so lekker om te sien hoe baie energie die ouens het. Jy weet soos Hulle het die jong feeslik, manne. hoor. Nee, jy weet- Hulle go. Hulle doen party van hulle doen 4, 5, 6 shows 'n week. En ek het toe ek begin het ook dit so gedoen en ek het vinnig besef, hoor hierdie gaan my moeg maak, maar die manne se stamina, jy weet en dan jy weet selfs as ons daar kuier op socials, dan sal hulle nog steeds tot 12:00 tot in die middernag kuier hulle en hulle gesels. My kussing roep, hoor, is nou bedtyd, ouetjies. Nee, absoluut, maar dan aan die ander kant kuier ek heavy lekker saam met hulle want ek is ook maar mos maar kind eintlik. Jy weet ek is Ja. ook maar kind. Nee, ek's mal daaroor. Nou moet ek vir jou vra, want jy het iewers op jou socials gesê, jy wens Lieloop was die liedjie wat jy eerste geskryf het, wat almal jou voorken, mense is mal oor die liedjie, hierdie is 'n ikoniese liedjie. Is dit regtig nog steeds die geval? Of is jy soos, weet jy wat, ek's bly ek het die musiek uitgesit soos ek dit uitgesit het en dis hoe ek my naam gekry het? Ek is eintlik bly. Ek moet sê ek het dit seker op 'n stadium gesê van Lieloop, maar ek moet sê nou as ek terugdink, is ek 100% tevrede hoe my loopbaan geloop het. Jy weet want ek dink as ek dink my eerste album het eintlik 'n diep naam gehad, my Visserman vriend se pa, jy weet. So ek hoor ook baie keer ouens sê vir my hulle hou van die dieper songs ook wat ek op my eerste en tweede series uitgebring het. So ek is bly eintlik Lieloop het bietjie later ingekom, so toe kon die mense so bietjie iets anders ook gesien het. Yes, kyk, mense is mal oor Lieloop, ek dink dit is een van jou mees ikoniese liedjies. Wat is in Robbie Wessels se opinie 'n ikoniese liedjie? Wat maak 'n ikoniese liedjie dat mense take through this en hulle soos hierdie is die song? Jy weet, ek dink dit gaan maar oor ek kan dit nie regtig beskryf nie, maar dit moet die hartsnare aanraak. Jy weet as ek Okay, andersins is nou kyk die Lieloop was mos nou maar 'n full out comedy song en ek dink dit mense laat lag en lekker en dit was ook ietsie anders vir daai tyd. As jy kyk na al die musiek wat uitgesit en toe kom Lieloop uit, dis asof dit net 'n anderste liedjie was, so dit maak al vir my sin dat mense gaan uit we love this song omdat dit so anders was. Ja, absoluut hoor. Jy weet maar jy weet as ek nou dink aan so 'n bietjie van 'n dieper way, jy weet ek dink sekere songs jy weet het so iets aan dit wat ek dink amper toe die kunstenaar dit geskryf het hy glad nie in gedagte gehad dat dit 'n hit song moes wees nie. Ja. Jy weet die kunstenaar het dalk net gesit en iets opregs uit die hart uit gaan skryf sonder om enige verwagtinge te hê. En ek dink is gewoonlik daai songs wat die diepste raak of die raakste slaan wil ek amper sê. Yes, nee, dit maak 100% sin, maar lê daar so 'n bietjie dan van 'n challenge staan. As jy nou weet jy het hierdie ikoniese liedjie uitgesit. Mense love hierdie liedjie om dan net te gaan, okay, nou wat doen ek volgende? Wat is die volgende liedjie wat mense gaan mal wees oor? Ja, dit is nogal 'n ding hoor. En nou veral met al die kunstenaars wat daar is in die online ding wat so vol is, jy weet. Dit is altyd 'n gamble en mens wil, jy weet, dis die groot ding is as jy 'n song kry wat nou al 'n treffer word en is groot, dis 'n verskriklike lekker gevoel. Jy weet en dit is maar dis 'n adrenaline rush. So mense dis lekker om weer uit te sien dat wanneer gebeur dit dalk weer, maar dis dan ook belangrik. Ek dink is belangrik om in daai proses nog steeds so half true aan jouself te bly om nie dit te forceer en ietsie fakes uit te bring nie. Jy weet, so ek probeer altyd skryf wat op my hart is en wat my excite. Ek dink dan excited die mense ook. Yes, en ek dink jy slaan die spyker so mooi nou vir my op die kop, want ek dink dis die ding, as jy 'n kunstenaar is en jy chase daai ultimate ikoniese liedjie en jy het hom nog nie, dis lekker, want jy weet nog nie hoe dit voel nie, maar as jy dit eers, jy weet soos jy sê, daai adrenaline rush gehad het, mense love hierdie liedjie, mense ken jou vir hierdie liedjie, dan dink ek dit is so maklik om al hierdie pressure op jouself te sit en te gaan, okay, wel nou moet ek die volgende great song skryf, wat gaan die volgende great song wees, en in plaas van om te gaan, weet jy wat, hierdie liedjie het gewerk, mense hou daarvan, laat ek net my eie ding doen, die volgende treffer sal kom. Nee, absoluut. Dit is jy's reg, dit is 'n moeilike balans want daar's daai verwagting. Jy weet, daar's definitief daai verwagting, maar mens moet probeer om dit nie op jouself te sit nie. En eintlik het ek besef mens moet ook maar net dankbaar wees. Jy weet, ek onthou, jy weet, Fransjo van Coke het my actually een keer by 'n show en
ek het toe net 'n song uitgebring en ek kom toe nou af van die stage af en hy sê vir my, "Yes, hoe gaan dit? Hoe doen daai song van jou?" En ek sê, of die nuwe song, dit was toe nou Racheltjie de Beer en ek sê toe vir hom, Ja, hy doen eintlik nie soos ek gehoop het hy sou doen, jy weet, en ek sal nooit vergeet nie, hy sê toe vir my, ja, jy weet, nee, mens wens maar altyd vir meer, maar eintlik moet mens maar net dankbaar wees dat die mense jou songs luister by 'n show, en toe besef ek, jy weet, as ek as kunstenaar 'n leeuloop het in 'n Paddy Hoenor en mense sing dit saam by 'n show, is dit so great, jy weet, ek moet net dankbaar wees. Ja, en die groot ding ook is, ek dink dit is ook waar challenge vir julle as kunstenaars inkom. Julle weet nie wat die publiek gaan take to nie, want onthou, vandag luister die Suid-Afrikaanse luisteraar 'n Afrikaanse liedjie en hulle sê hierdie is die liedjie. Oor 2 weke van nou af het daar 'n ander liedjie uitgekom en hulle sê this is the song, ons love hierdie liedjie. Dan 2 weke terug se liedjie vergete, verlore, ons hou nie meer van hom nie, want hier's nou hierdie nuwe liedjie en jy weet nie waarheen hulle aan gaan vat kry of wat die smaak tans is nie. Nee, absoluut. Dit is 100% waar wat jy sê. Jy weet dit jy dink dalk jy het 'n helse song en soos jy sê 2 weke later bring iemand anders nog 'n groter en dan vergeet die mense jou net. En dan sê jy dan gaan jy nee, rarig, hierdie was nou 'n goeie liedjie, rarig vir mense. Nee, absoluut. Nou moet ek vir jou vra na aanleiding van dit, is die musiekmark iets wat jy dophou om te sien wat werk? Of is dit 'n ding van jy's nou op 'n plek as 'n kunstenaar in jou loopbaan wat jy kan gaan, ek sit uit wat ek wil uitsit, ongeag wat die mark vra of wat goed doen in die mark? Ja, absoluut hoor. Nee, ag jy weet, ek dink ek probeer nie skryf vir 'n soos jy sê om 'n hit song te kry nie, want ek probeer maar my eie ding nog steeds te doen, iets waarvoor ek lief is, maar ek moet sê nee, ek is nie een van die ouens wat die social media dophou vir daai rede, jy weet, om te kyk, okay, hierdie ou het nou so 'n tipe song uitgebring oor dit, 'n boer tipe song, ek moet dit dalk doen, of 'n ander ou het nou weer jy weet, oor 'n kuier iewers, so ek probeer dit nie so doen nie. As ek waar ek gaan en waar ek travel, kry ek idees, ek skryf dit neer op my notes en volgens dit gaan skryf ek songs, jy weet, so ja, ek is nogal nie 'n marknavorser nie. Okay. Dink julle lees 'n bietjie van 'n gevaar daarin vir kunstenaars om te gaan en hulle hou die musiekmark dop? Hulle weet wat werk, hulle weet wat is die resep wat werk, wat is die tipe liedjie wat vir hulle die views gaan kry, die streams gaan kry, en dan gaan hulle, okay, let's just do this. Ek wil nie regtig nie, ek hou nie van hierdie klank nie, ek hou nie van hierdie konsep nie, maar it works with the public, so kom ons doen dit net. Nee, daai is definitief 'n gevaar. Ek onthou jare terug, jy weet, was ek so half verstaan, wat op die rug van leeuloop en daai sukses, wil ek amper sê, het ek maar half daai pressure gevoel van mense af, jy weet, dat ek in dieselfde rigting, jy weet, en ek het op daai stadium nie gevoel ek wil, verstaan, nou ek wil amper sê 'n leeuloop 2 te gaan skryf het nie. Dit was glad nie my idee nie, en ek het daar blaatant gekies om my eie rigting in te slaan om te doen wat ek like en wat my happy en waarvoor ek lief is. So ek dink definitief daar in die bedryf is daar pressure baie keer wat ouens miskien iets sal doen wat hulle nie regtig wil doen nie. En dit is soos jy sê, dis 'n gevaarlike plek. Ja, en ek laat eintlik, en dis hoekom net gesels so great is, want ons leer julle as mens bietjie beter ken. Ons wil regtig 'n miskonsepsie verander van ons sien julle net op die verhoog, ons sien julle net agter die mikrofoon op socials, nie as persoon nie. En ek glo ek jy al vir die hele konsep aangeraak het van jy het op 'n punt gekom as persoon, as kunstenaar en gegaan, okay, waarheen wil ek hê met my loopbaan gaan? Wat is die musiek wat ek wil uitsit vir die volgende 10 jaar? Is dit hoe dit gaan lyk? Of wil ek iets doen wat true to is tot myself? En ek dink, as jy by daai punt kom as kunstenaar, is eintlik 'n baie moeiliker keuse as wat mense dink. Nee, absoluut, jy weet, want ek dink baie stemme sal vir jou ander goeie sê. Daar's mos maar baie stemme out there, jy weet, en ouens, en soveel opinies, en dis net dis oralste. Ja, en jy weet, baie keer is dit ook maar het dit ook maar te doen met geld, jy weet, so as jy iets doen wat nou dalk wat dalk goed gedoen het of jy weet, het gewerk en dit het goeie geld ingebring, dan sal jy nogal gepressure word om dieselfde jy weet,
aan te hou doen, want dit bring ons nou goeie income in of so iets. Yes. Maar as jy ongemaklik voel en jy wil dit eintlik nie doen nie, dan voel dit amper maar jy moet na daai stemmetjie luister, want dit voel vir my, ek dink dan kan mens maklik in daai trap. Yes, ek's eintlik mal daaroor dat jy dit aanraak en dit klink of jy regtig op 'n punt gekom het wat jy besluit het om true te jouself te bly en ek dink daar's so baie jong kunstenaars wat dit dalk baie keer miskyk of dit kom eers later in hulle loopbaan wat eintlik bietjie van 'n hartseer is as jy daaraan dink. Nee, absoluut. Maar ja, jy weet, en dit is so, partykeer, jy weet, as mense 'n jong kunstenaar is, dan loop mense nou maar partykeer deur al die groeipyne. Ja. Jy weet, en dit want dit is daar, ek wil amper sê die slaghuisers is daar, maar mense moet maar net, soos jy sê, as jy ouer word, moet maar leer uit verkeerde besluite wat mens geleer het en die regtes maak vir die toekoms. Ek is mal daaroor. Nou gaan mense sê hulle moet ingeskakel bly, want net hierna praat ons alles jou nuwe een. Jy is nog steeds ingeskakel op Net Gesels saam met my Sarah Jane. Hierdie week leer ek vir Robbie Wessels so klein bietjie beter ken. Ons het nou ikoniese liedjies gepraat. Wat maak 'n ikoniese liedjie? Maar Robbie, jy het 'n nuwe een uitgebring. Een vir die kinders, een wat 'n lekker saam sing liedjie is. Jy het Vitamines uitgebring. Wat is die storie agter hierdie liedjie? Jy weet, ek is maar 'n ou wat hier van COVID se tyd af het ek nou maar myself ernstig begin boost, jy weet, met vitamines. So ek glo nogal in jy weet in 'n bietjie gesonder leef as voor COVID. Okay. En ag jy weet en ek het ook vir my kinders ook, jy weet, ek het mos nou klein kindertjies ook en hulle is in die kleuterskool en jy weet elke tweede dag bring hulle 'n nuwe siekte by die huis aan. Presies. En toe, jy weet, toe begin ek hierdie vitamine liedjie te skryf. Jy weet, en toe, jy weet, toe is dit eintlik so lekker saam sing liedjie en jy weet, ek het van my vorige songs, jy weet soos Bob Jan en Mpe die Hoenor, jy weet, die kinders het ook nogal aanklank daartoe, jy weet, so toe ek nou hierdie song skryf, toe het ek half gedink, okay, maar ek dink die kinders gaan dit ook like, want ek is passievol oor vitamines, en dit kan hulle dalk motiveer ook om elke dag hulle vitamines te drink. Ja, voordat mamma sê, boetie, sussie, julle moet julle vitamines drink sonder reg, hulle sê, mamma, ons moet ons vitamines drink. Ja, hulle staan met sulke oop mondjies reg by hulle vitamines. Ja, hulle staan reg daarvoor. Nou moet ek vir jou vra, is dit vir jou belangrik om musiek uit te sit wat mense saam mee kan sing? Ek dink, jy weet, my hele musiek, ek wil amper sê my styl, gaan maar baie keer oor catchy melodies, jy weet, want ek ken ook nie so baie note op die gitaar nie, jy weet, ek ken die 5 of 6 basiese note, en daaruit vertel ek my stories, jy weet, so sekere songs, baie mense kuier lekker op my songs, of party mense dans ook, op goed soos Macarena, Mambo en goed so, my melodies het my altyd so bietjie, ek probeer dit om het lekker catchy te maak. Yes, want jy het 'n besige 2025 vir my gehad, jy het baie liedjies uitgesit, maar jy het ook 'n volle album uitgesit, laas jaar, in 2025, wat bietjie meer van 'n sielvolle album is, en ons het nou oor Rageltjie de Beer gepraat, wat glad nie regtig, ek wil sê, hierdie lekker saam sing, lighartige tipe van liedjie is nie, is 'n bietjie meer ernstige liedjie. Hoe hou jy 'n balans tussen lig en fun, sing lekker saam en iets bietjie meer sielvol, of kom daai balans vir jou natuurlik want jy doen dit al so lank? Ja, ek dink dit kom nogal natuurlik, jy weet, maar jy weet, ek is baie lief vir diep Afrikaanse goed, jy weet, en ek sien maar baie keer sien ek so half die diep kant van die lewe ook raak. Dis vir my, dis iets wat na my hart is, jy weet, ek like dit om diep te dink oor goed, veral as ek in die natuur is of so, dis vir my lekker om te filosofeer ook. So, uit daai plek uit skryf ek nou nogal baie diep songs wat vir mense iets kan beteken, hopelik met 'n boodskap, maar obviously uit my eie hart uit, en dan die ligsinnige en komiese ding is maar half ook deel van my, jy weet. Ja. Ek love dat jy daai balans so mooi handhaaf. Nou moet ek vir jou vra, dink jy dit het met die jare makliker vir jou geword, omdat jy dit nou so lank doen, en soos hulle sê, met die grysheid kom die wysheid, met die ouderdom kom daar bietjie meer insig. Is dit nou vir jou bietjie meer makliker om oor die meer ernstige goed van die lewe te skryf, of meer sielvolle goed, want you've been around the block, soos hulle sê? Ja, dit is definitief, jy weet, en dis ook nie, verstaan ek, dis ook nie vir my, jy weet,
ek is ook nie 'n ou wat myself te veel steur ook aan bad kritiek nie, jy weet. Ek probeer nie, ek sal nou nie noodwendig goeders doen om iets af te breek of so nie, maar jy weet, as ek 'n diep sang wil sing en ek voel diep oor iets en ek voel daar's iets dieps op my hart, dan doen ek dit met oortuiging, jy weet, en ek ja, soos jy sê, ek is nie te erg gestres oor wat gaan sekere mense nou weer sê oor dit of so. Yes, en ek's eintlik mal daaroor dat jy op so 'n plek in jou loopbaan is, want ek dink vir baie kunstenaars vat dit hulle hele loopbaan om daar uit te kom, en baie kom glad nie eers daar uit nie. En jy het, ek dink van 'n baie jong ouderdom af in jou musiekloopbaan daai balans lekker gehandhaaf, maar nou is dit half asof dit makliker vir jou kom omdat jy dit nou al so lank doen. Ja, jy weet, en as mens mos maar 'n bietjie ouer is, dan raak mens mos so 'n bietjie meer gegrond in jouself, so jy dan kan mens dit meer geniet, maar dit is so, jy weet, soos jy sê, dit is makliker as mens lank al in die industrie is en jy weet dan raak mens gewoond aan sekere goeders en hoe om goed te hanteer, so dit is definitief makliker, ja. Okay, maar nou moet ek vir jou vra, na aanleiding van dit, en jy het dit nou aangeraak, jy gesê, jy sal baie keer 'n liedjie skryf in terme van wanneer jy reis of travel of op die pad is, want jy sien goed. Met jou wat nou bietjie ouer is en deur 'n paar dinge al is in die lewe, raak dit vir jou nou as Robbie Wessels bietjie makliker om sekere goeders nou raak te sien en meer te verstaan as 'n jonger Robbie Wessels in die lewe, en nou 'n situasie nie net op service level te vat nie, maar te gaan, nee, hier's ietsie dieper aan, of dit beteken meer vir mense, so ek moet dit so sê in 'n liedjie in plaas van so sê. Ja, ek dink so, jy weet, dit is maar soos jy sê, hoe ouer jy word, hoe wyser raak 'n ou bietjie, maar bygesê, jy weet, ek probeer maar altyd, jy weet, laat iets uit die hart uitkom. Ek dink dis maar nog steeds nie goed, en ek kom ook agter, jy weet, baie keer mense sal skryf, jy weet, en dan voel jy baie keer, jy weet, ek's nie nou lekker op 'n kreatiewe plek nie. Dan moet jy jouself net eers bietjie gaan recoup, wegkom vir 'n tyd en lus wees. Ek onthou Lucas Maree het een keer gesê, jy weet, hy het gesê, as ouens nou vir hom vra, hoe skryf jy 'n liedjie? Dis die heel eerste ding wat hy sê. In die eerste plek moet jy lus wees daarvoor om 'n liedjie te skryf. Yes. Ja, so vir my is dit baie belangrik om, jy as mens moet op 'n goeie plek wees. Ek wil amper sê geestes sielkundig op 'n goeie plek wees om iets te kan uitgee wat vir iemand anders iets kan beteken. Yes. Nou, terug by Vitamines, wat obviously 'n baie meer lekker saamsing liedjie is een vir die kinders. Jy het gegaan in die musiekvideo absoluut die kinders in betrek. Was dit die plan van die begin af? Ja, ek wou definitief, jy weet, ek wou 'n kinderliedjie, ek wou dit 'n kinderliedjie maak, en dis omdat ek vir ou Kwagga ook, vir ou klein Kwagga ook, en mense love hom, dit is daai persoonlikheid van hom, maar dis daai glimlag wat jou intrek. Nee, absoluut hoor, en weet wat se amazing experience het daai ouetjie. Op daai dag se shoot het ek besef, hy is eintlik uitgeknip vir hierdie industrie, jy weet, hy love elke oomblik, en hy so homself voor die kamera, jy weet, jy kan sien, hy's amazing, hoor. Ek's mal daaroor, en ek is eintlik half bly dat jy gaan, weet jy wat, kom ons doen ietsie vir die kinders, want daar is in my opinie so 'n bietjie van 'n lack of kindermusiek in ons Afrikaanse musiekmark. Nee, ek dink omdat ek ook nou kinders het. Nee, besef ek net, jy weet, daar's sekere mense wat amazing spore trap in die kindermark, kan ek dit nou maar so noem. Jy weet, as ek nou dink aan, jy weet, juffrou Lientjie, ek weet nie of ken jy vir juffrou Lientjie nie. Yes, ek doen. Jy weet, en dan as ek Lollos onthou, jy weet, as jy in 'n kind se hart kan inkruip, as dit kom met sulke liedjies, is dit vir my so amazing ding, verstaan, want 'n kind kan nie fake nie, 'n kind gaan nie lag as iets nie regtig vir hom snaaks is nie, so, dit is vir my lekker om nou ietsie te gedoen het, om te kyk of die kinders dit geniet. Ja, en ek dink ook, kinders is so jonk, ek dink baie keer misgis ons as 'n samelewing en as groot mense, hoe jonk kinders is en hoe vatbaar hulle is vir enigiets, so wat hulle luister en wat hulle kyk, maak werklik saak, dit maak werklik saak, en ek dink, as 'n ouer wil so cautious wees en die beste vir jou kind hê, maar jy wil ook jou kind leer, maar jy weet in vandag se samelewing nie meer, wat is opvoedkundige materiaal om vir jou kind te gee, en wat doen hulle eintlik meer skade nie.
Nee, absoluut en dis hoekom jy weet en dis hoekom is musiek is so groot medium. Ek sien by my kinders se skooltjie, nê, jy weet. Ag jy weet by al die kleuterskole speel musiek so groot rol om die kinders. Ek wil nou nie sê die kinders besig te hou nie, maar ag jy weet 'n klein kindjie gaan mos ook nou al geskiedenis en wiskunde leer nie. So musiek is wat hulle entertain en wat hulle laat dans en sing en dis so 'n sterk medium, jy weet. Yes. So is kindermusiek 'n medium waarin jy dalk later weer sal inbreek en dalk nog 'n kinderliedjie uitbring? Ek weet nie. As dit oor my pad kom en iets excite my, jy weet definitief, maar ek sal dit nou nie, ek dink nie ek sal noodwendig dit blaatant betree, kan ek amper sê nie, maar ja. Jy weet per chance op jou pad kom en jy soos this is the song. Ja. Absoluut. Jare terug onthou ek het Lollos het my genooi om so een song skoertvlieg saam hulle te doen. Yes. En dit was nogal 'n lekker ondervinding. Kinders nog daai liedjie. So as so iets weer oor my pad kom, why not? Okay, maar nou gepraat van kindermusiek tot sielvolle musiek. Jy het nou onlangs ook 'n collab gedoen saam met 'n ander kunstenaar, 'n bietjie meer sielvolle liedjie, 'n bietjie meer trek aan die hart snare liedjie. Hoe was dit om 'n collab te doen met hierdie individu? Jy bedoel Charlize Berg? Yes. Ek wil nou, gaan ons nou bietjie wat, kom ons gee haar die krediet, dit is 'n pragtige liedjie, ek love hierdie liedjie, hoe was daai ervaring? Ja, ag dit was 'n lekker ervaring, ek moet vir jou sê, jy weet, jare terug, so 'n paar jaar terug het ek haar actually gevra vir 'n song, of ek kan sê 'n song kon saam doen, en toe kon dit nie so uitwerk nie, sy was toe net by 'n platemaatskappy of so, en toe het ek nou weer kans gevat, en dit was vir my, ag weet wat, is 'n ongelooflike ervaring. Sy's vir my 'n amazing talent. Jy weet, sy's vir my daai stem van haar en dit wat sy kan doen. Jy weet die dag in die studio toe ons die song record, toe besef ek wat sy talent Charlize Berg is. So dit was vir my incredible. Ja, maar jy het nou ook 'n hele paar collabs al gedoen, want laas jaar het jy 'n hele klomp gedoen en dis regtig, is dit iets wat jy van hou om te doen, saam aan 'n kunstenaar se werk, 'n collab uit te sit, of is dit net altyd dit kom per toeval op jou pad en then it just works? Dit kom partykeer toevallig oor my pad en dan love ek dit, verstaan, en dan gou ek vir dit, en ander kere as ek skryf, dan dis vir my lekker, verstaan, om saam met 'n ander kunstenaar iets te doen is amazing. Jy weet, en dis ag, jy weet, dit gee ook seker maar die song 'n groter kans om goed te doen, jy weet, en ag jy weet, partykeer dink ek maar net 2 is beter as 1. Okay, so wanneer jy dan nou partykeer skryf, Robbie, sit jy en jy sien hierdie liedjie en jy dink, weet jy, hierdie persoon se stem sal actually werk saam met hierdie liedjie, of is eers as die liedjie klaar is en jy begin met mense praat dat hulle gaan, weet jy wie se stem sal goed klink by hierdie liedjie? Dit is gewoonlik, ja, ek moet sê is gewoonlik wanneer ek klaar is. Jy weet, en partykeer sal ek 'n song skryf, nê, wat ek in my kop het, en dan vooraf dink ek, weet wat, hierdie is dis 'n song wat ek 'n ballade sal wil doen. Ag, ek bedoel 'n collab saam iemand wil doen. En dan as ek die song klaar geskryf het, dan besef ek, weet wat, dis eintlik nie 'n collab hierdie nie. Ek gaan dit alleen doen. So dit gebeur op verskillende maniere. Okay, maar na aanleiding nou van dit, want ek meen, jy het jou YouTube-reeks, jy het album uitgebring laas jaar, jy het 'n collab gedoen, jy het 'n Vitamines uitgebring wat 'n kinderliedjie is. Jy's vreeslik besig, Robbie. Weet jy hoe besig jy is? Jy is vreeslik besig. Is dit iets wat jy van hou om besig te wees? Want jy het tot onlangs ook 'n tipe van 'n koffiewinkel gehad, maar ek sien die karretjie is ook toe nou maar daarmee heen. So hou jy daarvan om besig te bly of hou jy nie van stil sit nie? Nee, weet nie. Ek dink van die oog af, en as jy op social media kyk, sal dit lyk asof ek beskiklik besig is, en ek is besig. Verstaan, op social media en daai goedjies is ek nogal besig, maar ek toer nogal nie so baie soos baie van die ander kunstenaars doen nie. En so uit die aard van die saak ek doen sê nou maar 3 of 4 shows 'n maand. So baie dae, jy weet, moet ek vul nie, maar ek het baie tyd vir kreatiewe goedjies, jy weet, soos nou die social media goedjies. So ek moet sê ek het nog steeds eintlik baie tyd vir myself, maar ek kan nie te lank stil sit nie. Ek moet iets kreatiefs doen. Dit excite my, jy weet. Okay, dis nou nogal, dit is eintlik so 'n great liedjie aanraak, want ek dink dit is ook 'n bietjie van 'n gevaar met sosiale media. Almal sien so gedeelte van so baie. So jy lyk
ongelooflik besig en jy lyk of jy daar is en dan doen jy die en dan doen jy daai, maar dit is soos jy sê, dis so bietjie en van die buitekant af lyk dit ongelooflik besig, maar eintlik vind jy 'n baie mooi balans en jy spasieer als eintlik baie mooi uit. Nee, absoluut. Jy weet ek ja, soos ek sê, die groot ding wat 'n mens wat jou baie besig kan hou is as jy byvoorbeeld baie shows doen. En ek dink jong kunstenaars sal vir jou kan sê, hey, hier by jaar 3, dan begin dit aan 'n ou te vat as jy elke week 3-4 keer op die pad is. So ek dink dan is 'n ou, maar ek moet sê ek as kunstenaar is eintlik nie so besig nie. Ek is eintlik heel chill. Ek's eintlik mal daaroor en dit klink net of jy jou eie ding gedoen het van die begin af en ek dink dit is juist hoekom mense so vat kry aan Robbie Wessels as 'n brand, as 'n stem, want jy's 100% jouself. Jy's 100% real. Jy probeer nie iets of iemand anders wees in die musiekindustrie nie. Ag, baie dankie. Ek waardeer die mooi woorde. Baie dankie. Yes, nee, dit is regtig so en ek dink dit is iets wat ek uit al my navorsing gekry het is ek kan nie sê dat jy probeer iets of iemand wees nie. Dit is regtig al woord wat ek mee kan opkom was die woord real en ek dink in vandag se samelewing ons as luisteraars, ons as mense soek daai real. Jy gaan so vinnig agterkom as 'n kunstenaar iets probeer wees wat hulle nie is nie. En jy was net van die begin af reg deur jou loopbaan 100% jouself. Ag, awesome, baie dankie. Ek waardeer dit. Ek is mal daaroor. Is dit vir jou belangrik om dan nou waar jy nou is in jou musiekloopbaan te sê, weet jy wat, ek moet begin kyk na my stem, hoeveel shows ek voor jaar sê, hoe baie ek op die pad is? Nee, absoluut hoor, en ek het dit eintlik al 'n hele paar jaar terug al gedoen. Ek voel, jy weet, ek moet sê hierdie jaar gaan ek 'n klein bietjie meer shows doen, want ek voel ag jy weet ek het so 'n bietjie meer stamina, my kids is nou so klein bietjie groter, so ek gaan definitief so 'n bietjie besiger wees, maar ja, jy weet 'n ou se stem dit is maar my werk, verstaan en as en hoekom dit vir my so belangrik is ek wil regtig so lank as wat ek lewe nog kan sing. Verstaan, as ek het nie 'n aftreeplan wat ek vir jou kan sê, weet wat, ek wil op 56 aftree, jy weet, want as ek nog 80 is en ek kan my gitaar vashou, wil ek vir mense sing. So ek dink dis hoekom dit vir my so belangrik is. Ja, en ek dink nou aan een jong kunstenaar, maar ook 'n paar ander wat baie keer 2 shows op 'n naweek doen. Op 'n Saterdag is daar 2 shows, op 'n Vrydag is daar 2 shows. Dis 4 shows 'n naweek en dan doen hulle nog iets op 'n Sondag ook. Dis omtrent 5 shows. That's a lot. Dis baie op die stem, dis baie op die travel, dit is baie op die liggaam, maar jy besef dit nie want jy's so jonk. 100%. Jy weet, en ek onthou jare terug wat ek so baie shows gedoen het, dan onthou ek 'n paar Saterdae wat ek by 'n show aangekom het en dan kan ek eintlik nie, ek kan nie 'n ordentlik, dan het ek nou gesing Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag. So Saterdag kom ek by 'n vars crowd aan en ek het eintlik geen energie nie, my stem is weg. Ek onthou by sekere plekke waar ek 2-3 liedjies gesing het en net gesê het, ouens, sorry, ek kan nie meer sing nie. Ja. So en dit is verstaan, dit is gevaarlik. Mense stem is belangrik. Yes, ek's eintlik mal daaroor. Nou terug by Vitamines, wat wil jy graag hê mense moet wegneem van hierdie liedjie af? Man, ek dink, kom ek sê jou, jy weet, ek het vir Zinplex. Nou dis 'n vitamien company. En hulle het elke vitamien op die mark, hoor jy so? Ja. En verstaan, ek het vir my kinders hulle vitamines gegee vir 'n paar jaar. Jy weet, en ek gaan nie iets skryf of iets promote as ek nie glo in dit nie. En hierdie is nou regtig nie 'n advertensie nie. Jy verstaan. Maar ek kontak hulle toe en ek sê, wie wat, ek het hierdie vitamines liedjie. Is julle nie lus om my so 'n bietjie te help en dit te sponsor en dan kan julle 'n bietjie social media aksie kry en so aan. Ja. Jy weet, so ja, ek hoop mense kan as iemand soek vir 'n goeie vitamines, gaan kry Zinplex want dit werk regtig. Jy weet, en so uit die aard van die saak hoop ek kinders kan of ouers kan ook besef hoe belangrik dit is om vitamines om te neem, want vandag, verstaan, as jy leef soos ek leef baie keer op die pad met net takeaways, daai gaan nie laas nie, hoor. Yes. Ek is mal oor. Nou wat lê voor vir 2026 vir Robbie Wessels? Man, ek is nogal opgewonde, jy weet, ek het
ag jy weet ek het 'n hele soos ek sê, 'n hele klomp shows, ek het 'n paar songs, jy weet, ek het daar's nou 'n nuwe song wat uitkom hier in Maart. Okay. Nou my almal of baie van my aanhangers ken nou vir Bob Jan, mos my eerste, my Bob Jan nou. So ek bring nou 'n sequel uit. Is nie regtig 'n sequel nie, maar die song se naam is Bob Jan en Bob Jane. Okay, so nou weet mense, nou ek dink nou so 'n paar mense wat vreeslik opgewonde is. Hulle sê drop die song, Robbie. Drop die song. Ja. So ek maak 'n musiekvideo van dit en dan dan's ek baie opgewonde ook oor Afrikaans is groot. Hulle het my nou genooi om ook te sing, jy weet, daar hier in November by Afrikaans is groot, so daaroor is ek ook baie opgewonde vir die jaar. Okay, dis reg. Ek sal vir jou cheer daar van die crowd af. Dan juis. Nou, Robbie, voor ons vir mense 'n Vitamiene speel, waaroor ek vreeslik opgewonde is want ek's mal oor hierdie musiekvideo. Dit is net so 'n vibe van 'n musiekvideo. Hier op dit gesels het ek so 'n bietjie van 'n tradisie. En jy word nou vandag deel van daai tradisie wat ek dink vreeslik opgewonde is. So, ek het een vraag wat ek die kunstenaar vra met wie ek net gesels. Een laaste vraag. Is jy reg hiervoor? Ek's reg vir hom. Hier gaan hy. Okay, so die laaste vraag wat ek die persoon vra is, wat is een stukkie advies wat jy graag die wêreld mee sou wil los? So Robbie Wessels, wat is een stukkie advies wat jy graag die wêreld mee sou wil los vandag? Man, ek sal sê, maak seker jy vind uit wie jy is en wie die Here jou gemaak het om te wees en gaan leef dit dan voluit. Dit is so mooi. Ek sê vir jou 1000 dankie. Dit was heerlik om met jou te kuier. Nou kan ek uiteindelik vir die mense sê, is Robbie Wessels met Vitamiene. Awesome.